Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Kind van God, wat sal jy eerder wil hê? Moet mense met jou doen? Moet hulle jou opbou of moet hulle jou afbreek? Jy gaan vir my sê, dis obvious. Ek wil hê mense moet my opbou. Maar tog is daar mense wat ons kry wat afbreek. Het julle al gewonder, hoekom is dit? Dat daar mense is wat eerder iemand sal wil afbreek, voordat hulle iemand sal wil opbou. Kom ek verduidelik gou vir jou. Iemand wat iemand anders te afbreek, het 'n identiteitskrisis. En wat ek daarmee bedoel is, iets in hulle lewe het gebeur, wat hulle afgebreek het. Hulle het op 'n punt gekom, waar hulle afgebreek was. Het kan deur 'n vriend gewees het, vriendin, 'n ouer, oupa, ouma, tannie, oom. En omdat hulle daai seer het, is dit vir hulle so moeilik om daai seer te dra. En nou wil hulle hê, daai seer moet ook oorspoel na ander. Hulle wil hê ander moet ook daai seer ervaar. Maar my boetie en sissa, dra dit nie veel meer krag om liewer iemand op te bou nie, ten spyte van waardeur jy gegaan het, ten spyte van wat mense aan jou gedoen het, want ek kan nou vir jou sê, wanneer jy iemand gaan opbou, gaan iemand vir jou ook opbou. Onthou, die woord sê nie verniet vir ons in Galasiërs 6, wat jy saai, sal jy maai nie. Ek meen as jy iemand gaan opbou, verseker ek vir jou, gaan daar iemand wees wat jou ook opbou. En om opgebou te word, beteken nie, omdat jy nou opgebou is, nou kan jy iemand afbreek nie. Of, nou moet jy, omdat jy opgebou is, jouself laat afbreek, net om op iemand se vlak te kom, wat nie wil opgebou word nie. Hierdie laat my so dink aan Nehemia toe hy die muur oorgebou het. Die mense wou met hom praat en hom sê, kom af, laat ons met jou praat. Hy het gesê, nee, kom julle op hier na my toe. En dit is vir my so symbolies van hierdie mense. Hulle wou nie gehad het, Nehemia moes hy muur opbou nie. Hulle wou nie gehad het, hy moes herstelwerk doen nie. Maar hy het dit gedoen, want hy het geweet, dat hy is besig om iets op te bou, en soos hy dit opbou, gehoorsaam hy die roep van God, en natuurlik, bou dit hom ook op, maar hierdie mense, wat nie hierdie roeping verstaan het nie, hulle wou hê hy moes afkom, en dit laat my dink, dan hoeveel keer wil ons hê, omdat ons op 'n vlak is, wil ons hê iemand anders moet ook op hierdie vlak wees. Hoekom? Omdat jy nog nie die regte leiding gehad het, en die regte ondersteuning gehad het, om ook op 'n vlak te kom, waar jy ook kan sê, ek is opgebou, en ek is nou waar ek moet wees nie. My boetie en sissa, is dit nie wonderlik, as iemand vir jou sê, wel gedaan nie. Ek meen, die werkgewer, wat die 5 talente gehad het, en toe vir sy werkers die talente gegee het, en die een het daarmee gewerk en het verdubbel, die ander een het het ook daarmee gewerk en verdubbel, al was sy nou bietjie minder, en hy het vir hulle gesê, wel gedaan, goeie en getroue dienaar. En ek weet, Jesus sê dit ook vir ons, in Matteus 7, dat wanneer jy die dag jou voete in die hemel sit, jy het gedoen wat Jesus jou geroep het om te doen, jy het volgens sy wil geleef, jy het hom gehoorsaam, gaan hy vir jou sê, wel gedaan, goeie en getroue dienaar. En nou ook, die man, wat geglo het hy doen reg, om eerder die 1 talent te begrawe, het sy eienaar toe vir hom gesê, jou slegte slaaf. En hy het 1 talent gehad, en toe het hy niks gehad nie. Hy het probeer goed doen, maar hier is ook iets, wat ek besef het, en dit is dat die werkgewer, ek dink nie die werkgewer, het hom gelei, om te weet, hoe om met hierdie talent te werk nie. En dit is die fout, wat ons baie keer maak. Ons het 'n manier, om iemand af te breek, sonder om eintlik te gaan dink, maar, hoekom is hierdie persoon waar hierdie persoon is? En dit is waar ons mense moet opbou. My boetie en sissa, ek wil by jou los, dat laat ons eerder opbou, as wat ons afbreek. Want soms, wanneer ons afbreek, is dit baie moeilik, om weer op te bou. Julle moet 'n geseënde dag verder hê, kyk mooi na julleself, en natuurlik as dit God se wil is,
bring ek weer môre vir ons 'n woord. Totsiens julle.